meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande makkel sterk, diensbaar in die goeie werk. Neem my voete skoeil hier, met bereidheid tot u eer. Neem my stem en laat my sing, aan u Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, al sal vind wat na u vra. Neem my goud en silwer Heer, niks noem ek my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in u Vaderhand. Maak my hart vir u tot troon, stuur die Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na u wyse raad. Neem my liewe, laat dit hier u gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Gemeente, ek gaan vra dat ons oë sal toemaak en dan wil ek graag vir ons voorgaan in gebed. Ons hemelse Vader, Here, dankie vir nog 'n dag wat U in elkeen van ons se lewens toegevoeg het. Here, dankie ook vir nog 'n week wat verby is, Here, en ja, Here, waar ons die ongelooflike voorreg vanoggend kan hê om weer as kinders van U in U huis te kan vergader, Here. Ja, Here, ek weet met my hele hart dat al hierdie mense vanoggend hier sit, omdat hulle smag na God, Here. Omdat hulle 'n boodskap van die Here wil ontvang, en ook so krag en inspirasie en moed, ook vir die komende week, wil en sal ontvang, Here. Want ja, Here, ons hoef dit eintlik nie vir mekaar te sê nie, ons leef in baie moeilike uitdagende tye, situasies wat baie keer vir ons voel asof dit ons totaal en al onderkry. Here, en waar ons ook soms voel asof ons, wanneer die lewe ons slaan, wanneer die lewens storms oor ons lewenspaaie kom, Here, waar ons baie keer in U twyfel, Here. Wanneer ons wonder of U regtig bestaan, of U ons regtig liefhet, soos wat U vir ons in die woord beloof en vir ons sê, Here. Here, en daarom is dit ook my gebed vanoggend dat daar waar ons nou uit U woord gaan lees, dat U vir ons die woord sal kom oopbreek, Here. Dat U hierdie boodskap vir ons verstaanbaar sal maak, en dat ons hierdie boodskap nie net vandag hier sal ontvang nie, maar dat ons dit sal gaan uitdra in die week wat voorlê, en sal gaan deel met soveel as moontlik mense, wie ons ook weet wie hierdie boodskap
so dringend nodig het, Here. Here, dankie vir die voorreg wat ons kan hê om U naam te kan loof en te kan prys, sonder dat ons ook vervolg word, Here. Ja, Here, ons het so baie dinge om voor dankbaar te wees, en baie keer kla ons oor van die klein dingetjies wat eintlik so irrelevant is, Here. Here, spreek ook nou met ons, want ons wat die kinders is, wil graag nou hoor wat U vir ons wil kom sê en kom leer, Here. Ons bid vanoggend hierdie dinge, nie omdat ons enigstens iets verdien nie, maar ons bid slegs al die dinge uit U liefde en uit U genade. Amen. Gemeente, ons skriflesing vir vanoggend is Openbaring 21 vers 1 tot en met vers 6. Openbaring 21 vers 1 tot en met vers 6. En ek weet nie of gaan dit op die bord verskyn nie, ek glo dit gaan. Andersins as jy jou Bybel saamgebring het en dit in jou eie Bybel wil naslaan, in my Bybel is dit op bladsy 301. En dan gedink sommer terwyl ons hier blaai na Openbaring 21 toe, watter ongelooflike Here aanbid ek en jy nie, dat terwyl ons in hierdie kerkgebou sit, ons die reën daar buite kan hoor val nie. Wat vir my net weer eens 'n bewys is dat al is dit hoe droog, al kry hoeveel van ons boere al reeds swaar met al hierdie hitte wat verby is, dat hy die een is wat voorsien. Dat hy altyd in beheer is en in beheer sal bly. Dit kan jy regtig vandag weet. Openbaring 21 vers 1 tot en met vers 6. Die nuwe hemel en die nuwe aarde. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly en hulle sal sy volke wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. En dan ons kernvers vir vandag se preek is vers 4. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, ek maak alles nuut, en daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Ons kernvers, vers 4, wat sê, en hy sal die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Net tot sover. Die tema vir vanoggend se boodskap is, die dag wanneer die Here al jou trane sal afdroog. Het iemand al ooit trane van jou gesig afgevee? En indien iemand al
trane van jou oë afgevee het, kan jy dalk onthou wat het die trane in jou oë veroorsaak? Of wat het daarna toe gelei dat jy gehuil het of getreur het? Miskien kan jy onthou. Miskien het jy al op 'n stadium iemand anders se trane van hulle oë afgevee of afgedroog. Kan jy dalk so 'n geval onthou? En of moet ek en jy sommer so aan die begin van die preek vir mekaar sê, soos wat ons in ons wetsgedeelte gehoor het, dat ons in so 'n samelewing in land en wêreld begin leef, en al hoe meer dalk begin gewoond raak, dat ander mense se trane, ander mense se hartseer, my en jou hoegenaamd nie meer raak nie. Dat wanneer ek en jy ander mense sien huil, ongeag wat die rede daarvoor is, draai ek en jy 'n blinde oog op ander se hartseer. Miskien was jy al in so 'n situasie. Miskien het die lewe al vir jou so hard geslaan en gestamp en gestoot, dat jy dalk diep binne in jou hart vanoggend in hierdie kerkgebou sit, en mense se emosies, hulle hartseer, hulle trane, pla jou nie. Dit trek nie jou aandag nie. Dit doen absoluut niks aan jou nie. Miskien ken jy dalk so iemand. Dalk het jy so iemand wat 'n familielid is, of 'n vriend, of 'n vriendin, of 'n ouma, of 'n oupa, soos ek sê, wie die hardheid van die lewe al so beleef en ervaar het, dat hulle ook nie eens meer huil nie. Dat van die slegste gebeurtenisse of van die hartseerste gebeurtenisse in die wêreld nie eers 'n traan of trane in hulle oë veroorsaak nie. Sien, daar is soveel dinge in hierdie wêreld wat trane of hartseer in 'n mens se lewe veroorsaak. En dit is dinge soos byvoorbeeld die verlies van 'n geliefde, dalk 'n onverwagse, verlangde siekte of verlengde siekte. Dalk is dit 'n kind wat verlang teen jou rebelleer. Dalk is dit 'n beroep of 'n werk wat jy verloor het. Miskien is dit die dood van 'n kind of van 'n ma, van 'n pa, of 'n ouma of 'n oupa. Maar een ding weet ek verseker vanoggend in hierdie kerkgebou, en dit is dat daar baie trane in hierdie kerkgebou vandag is. En in elkeen van julle gesigte of se gesigte of lewens is. En as jy vanoggend vir my sê dat jy nog nooit eintlik getreur het nie, nog nie regtig werklik intens gehuil het nie, en dat jy nog nooit eintlik so seer hartseer was soos wat jy al ander mense gesien hartseer was nie, dan jok jy blaatant vir my. En dan jok jy in die huis van die Here. Want as ek en jy eerlik met mekaar vanoggend is die vraag, hoeveel trane het ek en jy al in ons lewe hier op aarde gestort? En dan verder, miskien het jy al so moeilike, uitdagende lewe gehad, of gaan jy dalk deur so moeilike tyd in jou lewe, dat jy ook nie meer kan huil nie. Dat trane ook nie eens meer help nie, en dat jy vir jouself wonder, waar is die Here? Hoekom vat hy nie hierdie hartseer, of hierdie pyn, of hierdie smart van jou af weg nie?
en selfs van die wêreld waarin ek en jy woon nie. Soos die ateïste en die mense wat ons Christen en gelowiges spot, waar hulle sê in die Bybel ook in Psalms, so waar is jou God? As jou God dan 'n God is wat alles moontlik kan maak, en by wie alles moontlik is, hoekom bring hy nie 'n einde aan al hierdie hartseer en trane en pyn en lyding en smart en leed hier op aarde nie? Sien daai tipe van diep worstelende vrae waarmee ek en jy al verseker mee geworstel het, oor gewonder het en heel waarskynlik oor gespot was. Van as die Here dan nou so goed is en so genadig is en barmhartig is, hoekom is daar soveel trane en hartseer en pyn en lyding in die wêreld waarin ek en jy leef? Hy kan dit mos wegvat. Hoekom vat hy dit nie weg nie? Dalk het hy jou nie so lief soos wat hy vir jou beloof nie. En so, liewe gemeente, kry die bose of die Satan dit reg om in my en jou kop so besig te wees of te werk, dat ek en jy iewers in ons lewens waarskynlik al iewers vasgevang was, of dalk nog steeds vasgevang word of is, en hierdie leuns dat God nie bestaan nie. Dat God nie deernis het met my en met jou nie. En waar jy dalk twyfel in die saligspreking in Matteus 5, ek dink wat sê, geseënd is die wie treur, want hulle sal getroos word. Wanneer laas het jy gehuil? Was dit dalk gister, vanoggend, 'n week terug, 5 jaar terug, of 'n maand terug? Hoeveel keer op 'n dag huil jy? Hoe baie keer in jou lewe steek jy die pyn en die hartseer en die smart en die leed vir ander mense weg? En ek is jammer, ek is emosioneel, maar ek dink dit is 'n baie diep teks en preek wat ek en jy vanoggend hier hoor. En ek is eerlik, ek haat dit eintlik om sulke goed te preek, want dan staan en huil jy voor 'n gemeente, maar God het hierdie boodskap op my hart geplaas. Want weet jy hoeveel trane het mense in Bethlehem al in ander mense se lewens veroorsaak? In hierdie gemeente, in Bethlehem, en selfs in ander dorpe. En dan tweedens is die vraag, as jy in skaamte jou kop vanoggend moet sak, is, so hoeveel keer het jy al trane in ander mense se lewens veroorsaak? Dalk het jy iets gedoen of gesê, wat jy dalk tot vandag toe oor spyt is. Wat jy voel, miskien, as ek dit net nie kon gesê het of gedoen het nie, dan was dinge heeltemal anders gewees nie. Soos hulle sê, spyt kom altyd te laat. En die ander aanhaling is die een wat ons almal waarskynlik ken, is lag en die wêreld lag saam met jou en huil en jy huil alleen. Wanneer het jy al op jou heel alleenste gevoel? Ek kan jou sê wanneer jy gehuil het, verlang het na iets of na iemand toe, en die realiteit of die harde werklikheid het jou getref of geslaan, en waar jy besef dat hierdie persoon of geliefde nooit ooit weer gaan terugkom nie.
of waar hierdie of dit of dat wat met my gebeur het, nooit sal kan weggaan nie. Ek lees eenmaal 'n boek met die titel wat sê How to Forgive What You Can't Forget. How to Forgive What You Can't Forget. Hoeveel van julle sit vanoggend in hierdie kerkgebou en jy kan eintlik nie vergewe of probeer vergewe wat jy eintlik nie kan vergeet nie. Sien Openbaring 21 vers 1 tot 6 bevat 'n baie diepgaande boodskap vir my en vir jou as hedendaagse gelowiges. Dit skets 'n tipe van 'n prentjie van wat eendag sal kom en hierdie vers is vol van hoop. Dit is een van die mees kragtigste, gewildste beskrywings van hoe die hemel eendag sal wees. En hierdie vers bied aan volgelinge van Jesus Christus 'n ongelooflike hoop dat God vir sy kinders sorg en dat hy werklik vir hulle omgee. Party mense het my al gevra, so wat is van die moeilikste onderwerp in die Bybel waaroor jy as predikant vir mense moet gaan preek? En ek moet vandag eerlik vir jou sê, ek dink een van die mees uitdagendste, moeilikste onderwerp in die Bybel vir my as predikant om oor te gaan preek, is oor die hemel. Want wanneer laas het ek en jy 'n preek gehoor oor die hemel? Oor die hemel wat vir my en vir jou veronderstel is om hoop te bring in hierdie hopelose wêreld waarin ek en jy leef. Van al die temas of die onderwerpe in die Bybel is die hemel die moeilikste een om van te preek. En selfs oor te praat. Hoeveel keer in jou lewe het jy al met iemand oor die hemel gepraat? En of dink ons dalk vir onsself, "Jesus, maar dis eintlik bietjie stupid. Dis eintlik bietjie mal. Ons praat nie oor die hemel nie. Ons praat nie oor die weer of oor die sport of praat gelowiges of kinders van God regtig nog oor die hemel? Sien jy regtig nog steeds uit na die hemel? En of het die wêreld en die vervalle wêreld en die bose wêreld en die sondige wêreld vir my en vir jou soveel teenkanting gebring dat ek en jy selfs nie eens meer in die hemel glo nie? Of dat ek en jy nie eens meer kan indink of is daar 'n hemel nie? En as ons eerlik met mekaar vanoggend is, kan ons dit bely dat elkeen van ons vanoggend wat hier sit, beslis smag na 'n lewe sonder trane en sonder hartseer. Ek het dit al reeds genoem en ek weet jy was al in daai situasie waar jy gelag het en almal het lekker saam met jou gelag. En die dag toe jy gehuil het jy stoksiel alleen gehuil. As 'n mens na al die onreg, die geweld, die verdorwenheid, die pyn, die lyding, en nie net ons land nie, maar ook veral in die hele wêreld wat gebroken, vervalle en sondig is, kyk en vir 'n tyd lank deur die bose beheer word, dan laat dit my en jou baie keer hardop uitroep, net soos die heiliges in die hemel wat geroep het, hoe lank, soewereine God, heilige en woonagtige God, totdat U die bewoners of die mense van hierdie aarde sal oordeel en ons bloed sal wreek. Ek weet nie van jou nie, maar vir my
om met hierdie gedeelte of slegs om hierdie gedeelte te lees, troos al klaar my eie siel. En my gebed is dat hierdie teksgedeelte ook vandag jou siel en jou hart sal troos en sal vertroos in my en jou pelgrimstog deur hierdie moeilike, uitdagende, harde wêreld en realiteit waarin ek en jy leef nie. En as daar een ding is wat ek en jy van hierdie teksgedeelte ook kan weet, is dit die volgende. En dit is dalk nie lekker om te hoor nie, maar solank as wat ek en jy in hierdie lewe en in hierdie aardse pelgrimstog is, sal daar trane in my en jou oë wees. Totdat ek en jy by die poorte van die hemel kom, sal ons, wie kinders van God is, weet en waarskynlik baie weet, hoe dit is om te huil. Ek en jy mag selfs hier op aarde baie keer vergeet, hoe dit is om te lag, maar ons sal nooit vergeet, hoe dit voel om te huil nie. En God sal eers die trane uit ons oë afvee, die dag wanneer ons by die hemelpoorte kom, wat die nuwe Jerusalem, of wanneer ons die nuwe Jerusalem binne gaan. 'n ander belangrike ding in hierdie teksgedeelte is, dat hierdie beloftes, soos soveel beloftes in die Bybel, verseker betroubaar is. Dat dit vol hoop is, dat hierdie wêreld aan die verbygaan is, en dat die volgende een totaal en al heeltemal anders en glad nie soos hierdie een is of sal wees nie. Ek wil hê jy moet vanoggend vir jou 'n oombliekie indink hoe 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde sal lyk, of dit vir jouself indink sonder die dood, en omdat daar geen meer dood sal wees nie, sal daar ook geen meer rou, huil of pyn wees nie. Het jy dit al vir jouself dalk ingedink? Sonder pyn, sonder smart, sonder hartseer, sonder dood. Ek en jy mag van tyd tot tyd in die duisternis baie smarte dra. En vir 'n lang tyd kan daar oral om my en jou geween wees of geween word, terwyl ons met die gevolg van die sondeval leef. Maar Jesus self in hierdie teksgedeelte beloof om my en jou trane af te vee, en ons op daardie dag ook, wanneer hy ons kom haal, sal troos en sal vertroos. Wanneer hy ons trane sal afvee, sal dit vir die laaste keer wees. Die nuwe werklikheid sal sonder huil of sonder pyn wees. Daar sal niks meer wees om oor te rou of te treur nie, want die dood sal daar nie meer wees nie. Het jy al vir 'n oomblik stil geword en vir jouself gewonder, hoekom voel ek emosioneel? Hoekom huil ek vandag? Wat is die rede hoekom ek voel soos wat ek voel? Kom ek noem vir jou 'n paar op, want dit is die wêreld waarin ek en jy woon en sal bly woon, totdat Jesus Christus weer eendag op die wolke vir my en vir jou sal kom haal. Haat, woede, welis, afguns, trots, waar dit wat mense gemotiveer het en vrees en dood as teenstanders geheers het. Sien, hierdie teksgedeelte is natuurlik deur Johannes geskryf, en Johannes was al teen hierdie tyd al 'n baie ou man gewees, toe hy na die eiland Patmos verban was. Hy het langer as meeste van die ander disippels geleef, en hy het die kerk onder sy sorg gesien floreer,
en later ook die verstrooiing van die kerk onder die druk van ongelooflike verdrukking en vervolging beleef. En dit was hierdie tipe van vervolging waaroor Johannes besorgd was. Hy het geweet dat lyding aanleiding tot twyfel kan gee en hy het al te goed geweet dat sommige gelowiges alreeds lankal moed opgegee het. Wat van jou vandag? In al jou hartseer, pyn en lyding en smart, hou jy nog steeds moed? Het jy nog 'n bietjie moed? En of het jy dalk ook al lankal moed opgegee en die leuns begin glo dat jou trane sal nooit eendag afgedroog word nie? Johannes skryf dus vir hierdie gelowiges wie as gevolg van hulle geloof swaar kry en om hulle aan te moedig om te volhard en nooit maar nooit op te gee nie. Wat hierdie teksgedeelte verder so kosbaar maak en vir my en vir jou behoort te troos, is om te weet dat die Here met en by ons teenwoordig is en eendag ook sal wees en dat hy beplan om by en met ons te wees tot in alle ewigheid en dat ons hele menswees word omring deur die teenwoordigheid van God. Ons lees in hierdie teksgedeelte dat hy eendag saam met ons sal wees, dat hy saam met ons gaan woon, dat hy by ons gaan wees, Immanuel, God met en by ons. En God sal al die trane afvee. Nie net die trane wat ons nou gestort het nie, maar elke traan wat ooit gestort is, vir elke pyn wat al ooit reg deur die geskiedenis van die mensdom gestort is, sal eendag ophou. Nie net die trane wat ons al gestort het nie, maar selfs die trane wat ek en jy al veroorsaak het, sal ook die dag wanneer hy kom verbygaan. Ek wil afsluit. Mag jy vandag weet, maar veral met jou hele hart glo, dat die Here 'n persoonlike trooster is, veral vir diegene wat al so baie swaar kry, vir hulle geloof verduur het. Mag die Here ook vandag met sy reddende, sy genesende hande na jou toe uitreik en die trane van jou oë vandag afdroog of afvee. Is dit werklik vandag hoe jy terwyl jy in hierdie kerkgebou sit, hoe jy vir God sien? As die God wat die heelal in orde hou en hy wat die berge gemaak het, wie saggies die bewyse van die sonde se effek uit die skepping eendag sal uitvee. Mag ek en jy met die hele skepping gretig op hierdie belofte wag, die dag totdat alles reggemaak sal word, die dag wanneer ek en jy vir ewig saam met Jesus Christus sal wees en waar hy al die trane wat ek en jy al reeds gestort het en nog steeds sal stort vir eens en vir altyd sal afdroog. Amen. Kom ons maak net ons oë toe. Ons hemelse Vader, Here, ons wil vir U kom dankie sê vir hierdie boodskap, Here. Here, dankie dat ons ook weer eens vandag kan hoor en kon besef. Maar Here, ek dink veral in en deur die werking van die Heilige Gees moet U vir ons help daarmee, Here, op 'n daaglikse basis, dat ons sal glo dat die eerste God is wat by U beloftes bly, Here. 'n God is wat nooit maar nooit U beloftes breek nie.
En dat hierdie belofte ook van toepassing is op elkeen van ons wat vanoggend in hierdie kerkgebou sit. Op elkeen van ons wie kinders van U is, Here, dat U nie ons vir ewig in die toestand gaan los waarin ons tans hier op aarde bevind nie, Here. Maar dat ons veral in tye van smart en van hartseer en van lyding en pyn, dat ons in ons agterkoppe sal onthou en ook sal weet en sal besef dat daar eendag sal kom wanneer al die trane van ons oë afgedroog sal word, Here. En dat U alleen dit gaan doen en sal doen, Here. Here, mag ons as kinders van U so gaan leef en gaan optree in ons dorp, in ons land en in die wêreld daar buite, Here, dat ons minder die oorsaak of die rede sal wees hoekom mense met hartseer en pyn en trane leef, Here. En dat ons eerder 'n glimlag en blydskap en vriendelikheid op hulle gesigte sal plaas, Here. Want dit is tog wat U van elkeen van ons verwag, Here. Here, ons wil ook in alle nederigheid en afhanklikheid bid en vra dat U ook vir ons sal vergewe vir al die kere wat ons ook trane en hartseer in ander mense se lewens veroorsaak het, Here. Ja, Here, dalk is ons nie eens bewus daarvan nie. Miskien weet ons al te goed wat ons al aan wie gedoen het en hoeveel keer ons al wat gedoen het, Here. En dat ons vandag ook kan weet dat U 'n God is wie vir ons vergewe wanneer ons vir U om vergifnis vra, Here. Here, en daarom is dit ook verder my gebed, soos wat ons ook sing, die Onse Vader, dat ons mense sal vergeef, ook soos wat U ons vergeef, Here. En dat ons oortreders sal vergewe, en nie wrokke teen hulle sal koester nie, Here. Here, help ons, dat ons met liefde, met geduld en genade sal gaan leef, Here, en al die trane van mense se oë weer ons sal aanraak, Here. Dat dit ons harte so sal roer, dat ons nie anders kan as om hulle trane te gaan afvee en af te droog, en hulle te bemoedig met die woorde van Openbaring 21 vers 4, wat sê dat hy sal eendag al die trane van jou oë afvee nie. Here, mag ons hierdie vir soveel as moontlik mense gaan verkondig, gaan vertel en gaan leef, Here. Want ons weet al te goed dat die wêreld en ons land en ons dorp waarin ons woon so stikkend en gebroke is, dat baie min mense nog steeds vandag lag, Here. Maar meer gereeld huil en bly huil en nie kan ophou huil nie, Here. Here, wees met ons vandag en met môre en ook in die res van die week wat voor lê. En ons bid vanoggend hierdie dinge nie omdat ons enigstens iets verdien nie, maar ons bid vanoggend slegs al die dinge uit U liefde en uit U genade. Amen.